Hallo julle, dit is Mariette van die Kompas Vrou en ek is baie opgewonde om vanoggend saam met julle net gou ietsie te deel. Ek het besluit as ek dit nie nou doen nie, dan gaan ek dan dis nou weer van een van daai oggende of dae wat as jy dit nie doen nie, dan gaan jy ongehoorsaam wees aan die Heilige Gees en die Heilige Gees het net iets in my hart kom lê en ek moet dit net kom deel. Verskoon, ek is besig om kos te maak so op 'n Sondag. En terwyl ek dit doen, het ek gedink dis nou die ideale geleentheid om eintlik gou net met elkeen te gesels. En ek wil eers begin om ons te bid en net vir die Here te vra vir wysheid en insig. En as daar iemand daar buite is wat hierdie boodskap moet hoor, dat die Here dit vir hulle sal stuur. Al is daar net een daar buite, dan weet ek was gehoorsaam en dis al wat vir my saak maak. En ja, as ek behoor ook, is dit definitief nie die eie nie. Dis dalk maar meer die werking van die Heilige Gees. So ja, ag Here, ek bid hier waar ek in die kombuis staan en ek met elke kompas vrou, kompas gesin, kompas man, kompas jong man en vrou daar buite, as daar iemand is wat hierdie moet sien, Here, wil ek vanoggend bid en vra dat jy asseblief hulle gedagtes in lyn sal bring met u woord. Here, sal iets in hierdie boodskap is vir hulle. Here, wil ek bid en vra dat u asseblief in hulle harte sal werk, Here, en hulle gedagtes sal werk, Here, dat die Heilige Gees diep in hulle harte en gees sal werk, Here, en dat u hulle sal lei, Here, dat hierdie woord vir hulle leiding sal wees en rigting sal wees, Here, en dat hulle gemotiveer en geïnspireerd sal weggaan vanoggend, Here. Enige iemand wat hierdie boodskap moet sien vanoggend, wil ek vir die voete dra en vra, Heilige Gees, werk in en deur hulle, dat hulle u liefde sal sien en ervaar, Heilige Gees, en dat hulle u liefdesgeer sal nalat waar hulle beweeg. Here, ek wil bid en vra dat u my lippe sal salf, my gedagtes in my hart, dat ek sal oordra dit wat u wil hê ek moet vanoggend met hulle deel. Amen. Okay, so terwyl ek met julle gesels gaan ek hier aangaan met die oeye en die kossies, anders gaan my man en my dogter nou hier kom en dan, ja, is ek in 'n moeilikheid. So, ja, julle sal sien, ek het vandag weer my tiertertjie of wat ook al hempie aan en hier is ook eintlik iets wat die Heilige Gees al 'n rukkie terug my gegee het, maar jy weet mos man, ons is mens en dan twyfel jy en die duiwel nie dat ons om die eer gee nie, sit maar goedjies langs jou pad en trek jou aandag af en hou jou besig en dan, ja, before you know it, life happens en jy vergeet wat jy moet doen en jy's eintlik dan ongehoorsaam aan die Heilige Gees, weet jy, dis oranje mes, julle appoint om vir niemand nie. So, ja, om terug te kom, hoekom ek die leopard vir julle wys is. In God se woord staan daar dat ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie. In Romeine sê die Here, ons as kinders van die Here moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie en ons moet vir die Here vra om elke dag ons denke te hernie en dit is iets wat ek gereeld met julle oordeel en ek dink dis maar die Heilige Gees werklik dit iets in my as my persoon en karakter met my mee werk en dit is 'n groeiproses in my karakter wat ek mee moet werk. En die wêreld is verskriklik lief om die volgende stelling te gee dat as iemand iets verkeerd doen of hulle het 'n fout gemaak of hulle het dalk 'n fout die eerste en 'n tweede keer gemaak, is mense baie lief om te sê, weet jy wat, hy of sy sal nooit verander nie. A leopard never changes its spots. Right? En realisties gesproke is dit eintlik nie waar nie, want 'n leopard groei en hy verouder. So daai spots word groter of dit krimp en dit word kleiner en ek dink ouderdom tog en ek is nou nie 'n wetenskaplike nie en ek wil nie vir julle wetenskap les gee nie, maar op die einde van die dag glo ek tog dat daai spots verander. Okay, so die wêreld sê 'n leopard never changes its spots. En ek wil die teendeel daar buite sit vandag, want as kinders van die Here en as kind van God en hy wat vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons sondes gesterf het, wat ons vry gemaak het, sê die teendeel.
Die dag toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het en sy liggaam vermorsel is en sy bloed vir ons gestort is, het dit gesê, dat maak nie saak hoe jou spots lyk nie. By God verander dit. Die dag as jy jou hart vir die Here gee, die dag as jy werklik tot bekering kom en jy alles vir hom oorhandig en jy strewe om nuutgebore te wees en jy gaan deur die groot doop en jy los die oue agter, then your spots changes. Met God in jou lewe kan jy nie anders as om jou spots te change nie. In steede van om in die toekoms of as iemand iets verkeerd te doen, daai sagging so maklik te sê van a leopard never changes its spots. Dalk moet ons teruggaan na die Here toe en vir die Here vra, Here, Heilige Gees, werk met my, praat met my. Wat kan ek as u kind anders doen om die een daar buite of die een wie se spots my pla te help of te verander? Dalk moet ek 'n bietjie verander. Dalk moet my eie ek so bietjie sterf sodat ek iemand anders kan raak sien en dalk net so bietjie weer my karakter tot bekering laat kom. Maar my eintlike storie wat ek wil sê is, ek hoop en ek moet glo dat as gevolg van my God en my koning en dat ek sy dogter is, moet ek die teendeel kan glo, dat as Jesus in my lewe is en as ek vir iemand anders bid en vir die Here vra om hulle te help en om verandering in hulle lewe te bring, moet ek kan glo dat my God hulle sal kan verander. En as gevolg van hulle, that leopard will always change their spots. Want wat so amazing is, ons wat die mens is, het glad nie grace vir iemand anders nie. As iemand 'n fout maak, iemand kan om verskoning vra. Weet jy wat, as jy voel, jy word nagekom, of as jy voel, weet jy wat, ek het die reg tot hierdie, of as jy entitled voel, of jy voel, jy het 'n posisie, of jy voel, weet jy wat, ek, dan, ja, moet ek kan glo en vertrou, dat die Here in sy kragtigheid, in die Heilige Gees, wat ons almal se inner kompas is, en Jesus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, en dat dit nie verniet was nie, dat dit absoluut nie verniet was, dat hy moes deurgaan, wat hy deurgegaan het, vir my nie. Ek moet kan glo, dat as gevolg van dit, en as gevolg van sy genade, en van God se genade, kan enige iemand hulle spots change. Anyone, by God's grace, led by the Holy Spirit, with Jesus in their lives, can change their spots. Hulle kan nie anders nie, hulle moet, as Jesus in jou lewe bring, is al so, as jy Jesus aanneem as jou saligmaker, en as hy in jou woon, en die Heilige Gees werk in jou, kan jy nie anders as om jou spots te verander nie. So ek wil julle almal daar buite challenge. Die volgende keer, as jy wil assume, of jy wil oordeel, of jy wil iets te sê, of jy wil sê, weet jy wat, ek gee moed op met daai persoon, of hoor wat ek vandag vir jou sê, a leopard never changes its spots. Dan wil ek hê jy moet bid, net daar, vir die Here vra my asseblief te vergewe, en vir die Here te vra dat jy na daai persoon, Lord Jesus, please help me to look at this person's leopard spots through your eyes, so that I can see the change, and so that I can help the change. So ek wil by julle los, a leopard does change its spots. Onthou dit. Moenie dit vergeet nie. En as jy voel daar's iemand wat hierdie kan motiveer en inspireer vandag, en dit kan iets vir iemand beteken, asseblief like en share op ons kanaal, asseblief gaan like ons YouTube, like die Facebook van die Kompas Vrou, tag mense, stuur vir hulle hierdie boodskap, en dan het julle ondersteun my nie, julle ondersteun God se koninkryk en sy werk, en ons strek grondgebied vir die Here, om saam ons koninklike karakter te kan groei. Baie lief vir julle, ek sien julle binnekort, ek gaan bietjie met julle gesels, op 'n Kompas Vrou episode met AI, soos ons almal beken, Artificial Intelligence,
of soos almal dit so lekker ken, ChatGPT, Claude, al daai lekker dinge. Lekker boodskap vir julle. As iemand wat in die veld van projekbestuur, bemarking, verkope, sosiale media is ek definitief iemand wat absoluut dink dit is 'n amazing tool, and with great power comes great responsibility, maar daar's ietsie anders wat ek ook met julle wil deel. So, kyk uit vir die volgende episode, kan nie wag om julle te sien nie. Mag die Here julle elkeen hierdie week ryklik seën. Mag die Here werklik in julle lewens wees hierdie week en al julle leopard spots gebruik tot eer en verheerliking van die koninkryk van God. Lekker dag, lekker week, lief vir julle.